Dis 5 oor, kom ons begin. Ek gaan sommer wegval met 'n gebed vir ons, dan kan ons maar begin met die sessie. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om weer by mekaar te kan kom as manne, Here. Dankie dat U die begeerte in ons harte geplaas het om meer te leer van U woord, Here, en ook om meer te leer van ons verantwoordelikheid as manne van ons huis, as hoof van ons huis en as manne vir ons vrouens en as paas vir ons kinders, Here. Here, seën asseblief vanaand die eie woorde, gaan ook asseblief met elke man vanaand wat na hierdie sessie luister, Here, dat hierdie woorde sal wortel skiet en dat ons sal gehoorsaam wees daaraan, Here. Amen. Okay, manne, soos die vorige sessies gaan ek deur die sessie werk en vanaand is dissipline van vaderskap en ons het nou uitgevind, almal van ons wat hier is vanaand is paas, so dit is dan direk van toepassing op ons. En hierdie sessie begin met 'n stelling wat die skrywer van hierdie boek geskryf het en hy sê, om 'n pa te wees, maak jou een van die magtigste mense op aarde. En die rede is dat jou kind en jou kinders het 'n ingebore passie om jou te volg en om afhanklik te wees van jou. So dis nog 'n groot verantwoordelikheid as 'n mens so daarna kyk. So die realiteit is dat jy kan of jou kind in die genade van God grootmaak, of jy kan jou kinders grootmaak met wonde wat 'n ewigheid gaan vat om gesond te word. En dit is hoeveel mag jy as pa in jou huis het. Nou daar word miljoene kinders vandag groot in huise waar daar nie paas is nie. En ons sien dit in ons samelewing. Jy weet, as ons kyk na ons dogters, ons groter dogters, dan sien ons dat hulle het roekelose verhoudings, want hulle het nie 'n man waarop hulle verhoudings kan baseer nie. En ons sien ook seuns wat sukkel met hulle identiteit, want hulle het ook nie 'n voorbeeld van 'n pa gehad in hulle huis nie. En dan is daar, en hierdie is eintlik op ons wat toepassing, hierdie ene, dan sien ons miljoene kinders wat groot word in huise waar daar wel 'n pa is, maar hierdie pa is emosioneel afwesig. Daar's baie paas wat hard werk om te voorsien aan hulle gesinne, maar hulle het glad nie 'n verhouding met hulle kinders nie. Nou, as jy 'n pa is, het jy die mag oor jou kinders wat gaan hou tot die dag wat jy doodgaan. En jy het gesag oor jou kinders tot die dag wat jy doodgaan. En jou kinders gaan dit sien in jou autoriteit, hoe jy optree teenoor 'n gesag, hoe jy optree teenoor vrouens oor die algemeen, hoe jy optree teenoor hulle ma, hoe jou verhouding met God is, en ook hoe jou verhouding met die kerk is waarin jy is. En dit is hoe God dit beplan het, en dit is hoe God dit ontwerp het. Dit is presies hoe God wil hê dit moet wees. En hierdie is dan ook die rede hoekom ons samelewing in die krisis is waarin hy is, want gesinne is nie meer godvreesend, en dit begin ongelukkig by die pa. Aan die een kant het ons paas wat geweldige sterk leiers in die besigheidswêreld is, maar hulle is afwesig in die huis, en aan die ander kant het ons kinders wat groot word sonder paas. En dit is hierdie wat die sosiale krisis veroorsaak waarin ons is, want daar's 'n gebrek aan 'n goddelike paas. En die realiteit is, die wêreld het godvreesende paas nodig. En hierdie verandering, as ons 'n verandering in die samelewing wil bring, en as ons verandering in ons omgewing wil bring, dan moet dit by ons begin. Ons manne wat sê ons is Christene, ons noem onsself Christene. So dit moet by ons begin, dit moet in ons gesinne begin, en dit moet in ons kerke begin waarin ons is. Dit gaan op geen ander plek begin as by ons nie. En daar is ook geen ander plek waar jy meer dividende van jou dissipline gaan sien as in jou eie kinders nie. So ek en jy as Christen paas en as godvreesende paas moet die verskil maak. Ek en jy moet dissipline toepas in ons verhoudings met ons kinders, en net soos met alles in ons lewens, toon God genade aan ons, en hy los ons nie alleen met hierdie massive taak nie. En in die Bybel kry ons antwoorde selfs oor hoe om 'n godvreesende pa te wees. En die ankervers waarna ons gaan kyk is Efesiërs 6 vers 4, en daar staan, en vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Nou hierdie lees ek uit die 33 vertaling uit, maar hoor hoe die Nuwe Lewende vertaling dit vertaal. En paas,
Moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra. Nou ek dink die Nuwe Lewende Vertaling het hom bietjie duideliker vertaal, veral daai gedeelte wat sê moenie julle kinders vertoor nie. Nou as jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks, dan bedoel hierdie woorde soos wat die Nuwe Lewende Vertaling sê, moenie laat jou kinders verbitterd word teenoor jou of kwaad word teenoor jou nie. En wat ons sien in hierdie vers, in God se perfekte wysheid, gee hy vir ons moets en moenies. En ons gaan eers na die moenies kyk. En hierdie moenies kan ons in 5 kategorieë indeel. En nou, wat julle moet onthou van hierdie kategorieë, hierdie is nie 'n one size fit all nie. Hierdie is net die dissiplines of die dissiplines waarna ons gaan kyk wat ons moet toepas in ons lewens. En daai 5 moenies is 'n kritiese pa, 'n oorstreng pa, 'n geïrriteerde pa, 'n inconsistent pa en 'n pa wat voortrek. So kom ons gaan kyk na hierdie 5. Die eerste een is 'n kritiese pa. Nou pa's wat hulle kinders baie of gereeld kritiseer, breek hulle kinders se moed. Nou ons almal het dit al gesien en die van ons wat al groter kinders het dit veral langs die sportveld gesien. Pa's wat net kritiek lewer teenoor hulle kinders se prestasies. Nou hierdie kritiek kan pa's op baie verskillende maniere doen. Selfs op halfhartige maniere, of wanneer ons kinders halfhartige erkenning gee, is dit ook 'n manier van kritiek lewer. Byvoorbeeld, as jou kind regtig sy beste gedoen het en met sport of met 'n prentjie teken of jouself help in die garage en die pa sê, ag maar, ek weet volgende keer kan jy beter doen. Jy weet, daai tipe van subtle kritiek. Ons kan selfs ons kinders kritiseer sonder woorde. Die manier wat ons vir ons kinders kyk of ons oë rol, jy weet, nie-verbale maniere kan ons krities wees teenoor ons kinders. En ons moet die vraag vra, hoekom is sommige pa's krities? En die hoofrede is gewoonlik maar omdat die pa se pa krities was en dit is 'n manier wat hy aangeleer het en hy weet net eenvoudig nie hoe om dit af te leer nie. Ander pa's is maar net eenvoudig krities teenoor almal en hulle kan niks goeds raak sien in enige persoon nie. Hoor wat staan in Kolossense 3 vers 21. Ouers, moenie aanhou fout vind met julle kinders sodat hulle moed verloor nie. So sien julle hierso daai selfde woorde wat ons in Efesiërs sien, daai moed verloor. Ons moet versigtig wees as ons oorkrities is, as ons aanhoudend fout vind met ons kinders, dan gaan ons kinders moed verloor. Ekskuus, ek net gou hier iemand inlaat. Kies Frans, ek wil net oor net by vers net weer, Kolossense. 3 vers 21. O, as jy wat handjie opgesteek het. Daar sien ek hom nou. Kolossense 3 vers 21. Okay, so dis die kritiese pa. Die volgende een is die oorstreng pa. Nou baie pa's en ouers druk die lewe uit hulle kinders uit deur om te streng te wees oor alles. Dit is asof ouers hulle kinders en alle aspekte van hulle kinders wil beheer. Nou is interessant, hierdie Ken Hughes skryf in die boek, om kinders groot te maak is om 'n nat koekie seep vas te hou. As jy hom te hard druk, dan pop die seep bo uit, en as jy hom te liggies vashou, dan val hy onder uit jou hand uit. En dis dieselfde met kinders groot maak. Ons moet net die balans kry om die regte pressure toe te pas. So party ouers en party pa's wil hulle kinders beheer omdat hulle bang is hulle kinders steek hulle in die skande en hulle is bang oor wat sal die mense sê. Ander pa's wil weer hulle kinders beheer omdat hulle wil hê hulle kinders moet in 'n sekere rigting ingaan, so hulle forceer hulle kinders met reëls om in 'n sekere rigting in te gaan. En dan is daar pa's, en hierdie is een waarvoor ons baie versigtig moet wees, dan is daar pa's wat hulle kinders by God wil uitkry, met reëls. En ons moet as pa's onthou, daar is baie goeders waarvoor ons nee moet sê. En ons moet nee sê vir goeders. Maar wat ons dan moet doen is, ons moet gaan kyk na ons eie reëls, en ons moet dit gaan vergelyk met die Bybel. En ons moet gaan kyk of ons reëls werklik Bybels is, leer die kinders iets Bybels daaruit of nie, en dan moet ons ook gaan kyk, as ons reëls maak, kan ons vir ons kinders Bybels verduidelik, hoekom moet hulle hierdie reëls toepas, en gehoorsaam wees daaraan. En ons moet ook onthou, ons kan nie vir alles nee sê nie. Jy moet jouself leer om ja te sê op goeders wat nie 'n effek op jou kind gaan hê nie.
leer om jou kinders vas te hou met dieselfde druk as waarmee God jou vashou. Dan die derde een is 'n geïrriteerde pa. Nou ek dink almal van ons was al so 'n pa gewees, jy kom geïrriteerd van die werk af en as jou kind met jou wil gesels, dan snap jy na jou kind toe of jy jak hom af of daai tipe van ding. Jou gedagtes is dalk preoccupied met allerlei dinge, jou huwelik gaan al deur 'n moeilike tyd en dan is jy ongeduldig met jou kind. Nou, daar is min dinge wat 'n kind so vinnig moedeloos maak soos 'n geïrriteerde pa. En wat ons moet onthou van 'n geïrriteerde pa is, geïrriteerde pa bring gewoonlik skynheiligheid na vore. Want geïrriteerde pa's is byna net by die huis geïrriteerd. Wanneer 'n gesin uitgaan, as hulle tussen vriende is of as hulle selfs by die kerk is, dan is hierdie geïrriteerde pa baie min geïrriteerd met sy kinders. Dan is hy gewoonlik die vriendelikheid van self. En kinders sien dit dan raak. Kinders sien, maar my pa hanteer my anderste by voor ander mense as wat hy my by die huis hanteer. En ons wat nou, ek weet nou nie julle almal, al julle manne lyk maar vir my redelik jongerig hierso, so julle is nou nie so oud soos ek nie, nou die generasie waarin ek groot geword het. Ons kom uit 'n generasie uit van skynheilige gelowiges, waar mense in die kerk gesit het en hulle het gehalleluja, kumbaya, en dan van maandag tot saterdag het hulle 'n skynheilige lewe gelei. Ons het gesien hoe kuier ons ooms en tannies en van ons ouers, saterdagmiddag kyk hulle rugby, hulle drink en hulle vloek die ref en gaan te kere en dan Sondag sit hulle met hulle ouderlingspakke in die kerkbanke. En dis wat gebeur wanneer skynheiligheid in jou lewe is. Ons kinders sien dit raak. Hulle weet presies wie is jy. Jou kind weet presies wie jy is, want jou kind sien jou in jou normale omstandighede by jou huis. So 'n geïrriteerde pa genereer gewoonlik skynheiligheid. Dan die vierde een is 'n inconsistent pa. As jy iets beloof en jy doen dit nie, as jy vandag byvoorbeeld ja sê vir iets en môre nee sê, dan is jy inconsistent. En dalk is jy van julle wat al vir so 'n baas gewerk het. Iemand wat inconsistent is, wat vandag warm is en môre koud is. Jy weet nooit wat om te verwag van hierdie persoon af nie. En dit het jou teen die mure uitgedryf om vir so 'n persoon te werk. Nou imagine hoe voel jou kinders wanneer jy 'n inconsistent pa is. Wanneer ek en jy vir ons kinders iets beloof en ons doen dit nie, vergeet ek en jy binne 'n paar dae daarvan, maar jou kind onthou dit vir jare en ons moet dit altyd onthou. En dan die laaste een is 'n pa wat voortrek. Nou een van die grootste sondes wat enige ouer en in ons konteks nou 'n pa aan sy kinders kan doen, is om een voor te trek bo die ander. Kinders word gebore met verskillende persoonlikhede, so sekere kinders het verskillende tipe aandag nodig, sommiges moet verskillend gedissiplineer word, party kinders het baie struktuur nodig in hulle lewens en ander kinders het weer nie so baie struktuur nodig nie. Jou een kind het dalk meer motivering nodig as die ander kind, en dit is goed om jou kinders volgens hulle persoonlikhede groot te word, maar 'n kind moenie voorgetrek word voor sy boeties en sissies nie. Nou voortrek is 'n geweldige sonde en ons sien dit in die Bybel ook. Isak het vir Esau voorgetrek teenoor Jakob en toe het Jakob vir Josef voorgetrek teenoor sy ander broers en ons almal weet wat se resentment het Josef se broers teenoor hom gehad. En jy moet jouself bietjie dink, hoe voel dit vir 'n kind wat nie voorgetrek word nie, as hy voel hy's nie goed genoeg om dieselfde liefde van sy pa af te kry as wat een van sy boeties of sissies kry nie. Ek dink dit moet 'n redelike hartseer gevoel wees vir 'n kind. So dalk is jy van julle wat uit 'n huis uitkom waar jy voorgetrek is of jou boetie of sussie dalk voorgetrek is, dan sal jy weet hoe dit voel. En as jy uit so 'n huis uitkom, moet jy baie seker maak dat jy doen nie dieselfde nie. So God het ons kinders gemaak met harte wat gerig is op paas en ons as paas moet hierdie harte wat gerig is op ons hanteer met liefde en met ontferming. So ons het nou gekyk na die moenies en die moenies is 'n kritiese pa, moenie 'n kritiese pa wees nie, moenie 'n oorstreng pa wees nie, moenie die geïrriteerde pa wees nie, moenie die inconsistent pa wees nie en moenie die pa wees wat voortrek nie. Nou genadiglik het God vir ons moeds ook gegee,
So ons fokus nie net op die moenies nie. Die vers sê, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Nou hierdie tug en vermaning van die Here kan ons indeel in 3 dele. Ons deel dit op in sagtheid of teerheid, in Engels praat hulle van tenderness, dan in of dissipline en dan instruksie. So hierdie sagtheid of die teerheid is die woorde, maar voed hulle op. Nou hierdie dui op omgee, dit dui op liefde, in eenvoudige Afrikaans, dit beteken kyk mooi na jou kinders. En ons sien dieselfde tipe woorde in Efesiërs 5 vers 29. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die gemeente. So ons moet ons kinders grootmaak met sagtheid en met vriendelikheid, maar tog met dissipline. En ons moet ons kinders koester op dieselfde manier as wat Christus ons koester en wat Christus sy kerk koester. Nou ons Afrikaner manne word gewoonlik groot, ons het groot geword met Cowboys Don't Cry, so ons het ons seuns van kleins af groot gemaak, Cowboys Don't Cry, en ons het ons dogters groot gemaak, laat sy met haar man kan staan in die wêreld. En wat ons dan baie keer doen is, ons vat bietjie die sagtheid weg uit ons kinders uit. Ons met ander woorde, ons moet ons kinders streng met dissipline groot maak, maar tog met liefde en deernis. En is weer eens, jy weet, dis 'n moeilike balans om te kry hierdie. So met dissipline, nou die woord dissipline is 'n harde woord. Wanneer ons die woord sê, dan kry ons die indruk dat iets gaan nou gebeur. As ons dissipline toepas, iets gaan gebeur, en wat ook al gaan gebeur, is nie altyd noodwendig lekker nie. En ek dink ons kan dit sien met hierdie reeks waarmee ons besig is, die dissipline van 'n goddelike man, dis 'n tawwe reeks hierdie, ons het al 'n paar, jy weet, met die eerste 2 aande het ons oor 'n paar ongemaklike goed gesels, en ons het gesien dat as ons dissipline in ons eie lewens toepas, dan is dit moeilik. Dit gaan moeilik wees. Ons het ook gesien, Paulus het die indruk by ons geskep dat dit harde werk gaan wees, dit gaan sweet verg om 'n godvreesende man te wees, en dis dieselfde beginsel met jou kinders. Wanneer jy dissipline gaan toepas in jou kinders, gaan dit harde werk wees, dit gaan moeilik wees, maar die resultaat sal altyd goed wees. So die woord dissipline beteken dissipline selfs deur straf. En dis baie belangrik vir ons as godvreesende ouers om dit te glo en te weet. In Lukas 23 vers 16 is Pilatus aan die woord en hoor wat sê hy van Jesus. Hy sê, nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat. Nou daai woord kastei is dieselfde woord as dissipline wat ons in Efesiërs sien. So wat ons moet sien is dat partykeer wanneer ons dissipline toepas in ons kinders, gaan ons hulle moet kastei. En ons sien dit deur die hele Spreuke waar daar vir ons gesê word dat ons kinders moet so nou en dan bietjie pak slaag kry. Nou ons het verlede jaar het ons 'n herderskap reeks gedoen wat net gefokus het op ouerskap, en daar het ons in daai boek het ons gesien daar's 8 vlakke van dissipline. Nou dit word genoem vormingsdissipline en regstellende dissipline. Nou vormingsdissipline is waar jou kind leer en jy's heeltyd besig om te leer. En ek gaan net na die eerste 6 vlakke kyk. Die eerste een is moedig jou kind aan tot goeie gedrag. Nou daar's elke keer by elke punt is daar Bybelverse. Nou ek gaan nou nie al die verse vanaand deurgaan nie. Wat ek sal doen is ek sal op die groep sal ek die levels gee van die dissipline toepas en dan die Bybelverse, dan kan julle dit op julle eie tyd gaan lees. So die eerste een is moedig jou kind aan tot goeie gedrag. Dan die volgende een is sê vir jou kind as hulle nie goeie gedrag het nie. Dan is dit verduidelik negatiewe nagevolge van sonde. Dan die vierde een is spreek jou kind aan oor sy of haar sonde. Dan is dit wys jou kind streng tereg. Nou ek het my ma byvoorbeeld hoef my nie tereg te gewys het, sy het my net die oog gegee. En dan het ek geweet ek het moeilikheid en as ek weer droog maak, is dit pak sla. So hierdie teregwysing is nie altyd vingerwys nie, dit is dalk 'n gebaar ook, want jou kind ken jou obviously. En dan die laaste een is pas lyfstraf toe wat nie fisies beskadig nie. Nou dis baie belangrik dat ons as ouers dit weet, wanneer ons lyfstraf toepas,
Ons slaan nie ons kinders half dood nie. Jy slaan jou kind met 'n pantoffel of met 'n plakkie of met 'n beld op sy boude, want dit is waarvoor die boude gemaak is. Soos wat ek nou gesê het, ons gaan nie in diepte in al 6 hierdie levels ingaan nie. Ek sal dit vir ons op die groep sit, dan kan julle daarna gaan kyk, en as enige van julle vra het daaroor, is julle baie welkom om met my te praat. Julle sal sien, die eerste 5 is gefokus op vormingsdissipline, en dan is dit regstelling, die eerste 4 is vormingsdissipline, en dan is dit regstellende dissipline. En wat ons hier sien is, ons moet baie meer tyd met ons kinders spandeer op vormingsdissipline, om hulle te leer wat is sonde, om hulle te leer wat is goeie gedrag. So ons behoort baie meer tyd te spandeer op vormingsdissipline as op regstellende dissipline. Nou, wat ons dan ook sien in hierdie gedeeltes is dat pak slaag is 'n Bybelse konsep. Inteendeel is dit 'n opdrag van God af, en dit is die standaard wat God vir ons gegee het. Nou, in die tye waarin ons vandag lewe, is daar geweldig baie stemme van die wêreld wat sê kinders mag nie pak slaag kry nie. As jy gaan kyk na al die ouerskapprogramme en ouerskapboeke wat daar beskikbaar is, dan sal julle sien dat hierdie tipe van dissipline word nêrens te aangespreek nie. En dit is dan ook die rede hoekom ons met kinders sit wat nie gehoorsaam is aan hulle ouers nie, want die goddelike opdrag word nie nagekom nie. So dis baie belangrik dat ons moet weet, ons as Christene volg God se standaard, selfs wanneer dit by dissipline kom, en nie die wêreldse standaard nie. Want as jy die wêreldse standaard gaan toepas op jou kinders, gaan jy nie die goddelike resultaat hê nie. En dit is wat ons wil doen. Ons wil ons kinders blootstel aan die evangelie van Christus, en ons wil dan ons kinders met God se reëls by God uitkry. 'n baie groot en belangrike punt wanneer dit kom by dissipline is, manne, dis jou rol en jou verantwoordelikheid om dissipline toe te pas in jou huis. Dis nie jou vrou se verantwoordelikheid nie. Ons vrouens is nie design om heeldag en aldag met kinders te raas en kinders pak slaag te gee nie. Die van julle wat se vrouens by die huis is, jou vrou spandeer wel die meeste tyd by jou kinders, maar dis jou verantwoordelikheid om die dissipline toe te pas in die huis. In baie huise waar die ma die rol oorgeneem het van die dissiplinariën, dan kan ons dit sien in die kinders se gedrag, want dis soos ek julle in die begin gesê het, die kind se hart is ontwerp om na die pa te hinker. En wat ons doen wanneer ons toelaat dat ons vrouens die persoon is wat al die dissipline toepas in die huis is, ons ontneem ons kinders van die voorreg van 'n pa wat die hoof is van die huis. So dis baie belangrik, dis 'n baie belangrike punt hierdie. As ons kyk na instruksie, ons het nou reeds gekyk na vormingsdissipline en korrektiewe dissipline. Nou instruksie kom in by die vormingsdissipline gedeelte, wat ons kinders moet aanspreek. En ek wil vir ons 'n gedeelte lees, 3 verse uit 1 Samuel 3 uit. En hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van wat kan gebeur as die paas nie hierdie instruksies toepas nie. Dis 1 Samuel 3 vers 11 tot 13. Die Here sê toe vir Samuel: "Kyk, ek gaan iets doen in Israel wat elkeen wat dit hoor, se 2 ore sal laat tyd. Op daardie dag sal ek teenoor Eli alles vervul wat ek oor sy huis aangekondig het, van die begin tot die einde. Ek wil aan hom bekend maak dat ek vir altyd sy huis gaan oordeel oor die sondeskuld waarvan hy geweet het, want terwyl sy seuns God gelaster het, het hy hulle nie tereggewys nie." So hier kan ons sien dat Eli het geweet van die sonde van sy seuns en hy het ander pad gekyk. Hy het nie sy kinders gekonfronteer daaroor nie, hy het nie sy seuns tereggewys nie, en die uiteinde daarvan was gewees, Eli en sy seuns is dood. God het hulle gestraf met die dood, oor dat daar nie dissipline toegepas word nie. So hierdie is 'n belangrike saak, manne, ons moet betrokke wees in ons kinders se dissipline, baie betrokke. Ons moet aktief betrokke wees. Nou prakties, hoe lyk dit? As ons begin kyk na die dissiplines wat ons moet toepas in ons lewens,
is ons moet ons kinders leer van God. Dit is waar die dissipline begin. Die begin van wysheid is die vrees van die Here, en dit is wat ons moet inprent in ons kinders in. En ek weet nie wie van julle manne doen huisgodsdienst nie, maar huisgodsdienst is geweldig belangrik. Dis iets wat byna uitgesterf het in gesinne, en wat die belangrike ding van huisgodsdienst is, ons moet nie dink huisgodsdienst is 'n verskriklike groot ritueel nie. As jy in die oggend of in die aand, wanneer dit jou gesin ook al pas 5 minute spandeer, saam met jou gesin in die woord van God, dan sal dit ongelooflike vrugte afwerp uit jou kinders uit. Sing 'n liedjie of 2, leer hulle 'n Bybelversie of 2, lees uit die Bybel uit. Julle sal sien, dit gaan 'n massive effek op jou kinders hê. Ek en jy moet ons kinders aktief leer van God. Deuteronomium 6 sê vir ons dat in die oggend en in die aand, ons moet dit op ons deurposte neerskryf. Ons moet ons kinders leer van God in ons alledaagse lewe. As jy buite loop en jy sien 'n mooi voeltjie, moet jy vir jou kinders leer dat God is die skepper van daai mooi voeltjie. As jy gras sny, dan moet jy vir jou kinders vertel, maar God maak die gras groei, God gee vir ons reën. En dit is wat jy moet aktief deel wees, aktief jou kinders leer van God. Wat ek en jy ook moet doen is, ons moet verantwoordelikheid vat om saam met ons vrouens ons kinders se gedrag te monitor. Ons paas is baie geneig om 'n dowe oor vir ons kinders te gooi. Kinders breek die huis af en die ma moet te kere gaan en die ma moet die dissipline toepas. Ons moet altyd onthou dis ons kinders ook. So ons moet saam met ons vrouens moet ons hierdie aktief deel wees in ons kinders. Ons as manne moet ook oplet na waaraan ons kinders blootgestel word. In die tye waarin ons leef vandag is hierdie geweldig belangrik. Hierdie is seker een van die belangrikste aspekte van pa wees vandag, veral as jou kinders bietjie groter word of as jou kinders gereeld blootgestel word aan screens, enige tipe van screens. Ons het met die vorige sessie gepraat van reinheid en toe het ons gesê dat ons word op 2 maniere beïnvloed deur die wêreld, en dit is deur wat ons hoor en wat ons sien. En jy moet presies weet na wat jou kinders kyk. Jy moet weet na wat hulle luister. Jy moet weet wat se blootstelling van die wêreld af daar vir jou kinders is. Want julle sal geskok wees as jy weet dat die ouens van julle wat nou die elektronikas ken, weet dat hierdie algoritmes word geskryf. Wanneer jy sekere goeders kyk op social media, word daar facial recognition toegepas. So wanneer jy na die ding kyk, gaan daar ander goeders gewys word as wanneer jou kinders byvoorbeeld na YouTube kyk. As jy nie gesubscribe is op YouTube nie, dan stel jy jou kinders bloot aan geweldige negatiewe en slegte invloede van die wêreld af. So dit is jou as pa se verantwoordelikheid om seker te maak jou kind word blootgestel aan dit wat goed is vir jou kind. Dit wat opbouend is vir jou kind. Dan is dit ook jou verantwoordelikheid om seker te maak jou kind word blootgestel aan 'n Bybelse kerk en laat jou kind 'n goddelike ervaring het in hierdie kerk. Nou hierdie is 'n belangrike punt weer eens in die tye wat ons leef. Daar's geweldig baie kerke daar buite wat hierdie massiewe kinderbedieninge het, waar kinders uit die kerk uit gaan en hulle gaan na 'n kinderkerk toe en dit is normaalweg 'n vet jol wat daar aan die gang is, en jy as pa moet seker maak aan wat se teologie jou kind blootgestel word daar. Want wat ons ongelukkig mee sit in hierdie moderne kerke is dat ouers word aan een teologie blootgestel in die kerk en kinders word aan 'n totaal en al ander teologie blootgestel aan kinderkerk, want hulle teologie moet konsis toepas, dit moet aangepas word vir die tye, dit moet, ek soek nou die Engelse woord, maar ek kan nou nie op die woord kom nie, maar hulle pas die kinders se teologie aan om aan te pas by hulle ouderdom en by wat cool is vir hulle, en die Bybel behoort glad nie aangepas te word nie. En dan, so
ek dink ek het dit al gesê op 'n vorige geleentheid, maar ek wil dit weer vir julle manne sê, die belangrikste besluit wat jy as 'n pa ooit in jou lewe gaan maak, of jy as 'n man ooit in jou lewe gaan maak, is na watter kerk toe jy jou gesin vat. Alles in jou lewe gaan beïnvloed word deur hierdie besluit. As jy 'n Christen is hierdie die belangrikste besluit wat jy ooit in jou lewe gaan maak. En wanneer jy jou kinders na 'n Bybelse kerk toe vat, gaan hierdie hele ouerskaprol van jou makliker wees. Want jy gaan blootgestel word aan 'n Bybelse lering, jou vrou gaan blootgestel word aan 'n Bybelse lering, jou kinders sal blootgestel word en jy sal omring wees deur godvreesende mans wat jou gaan bystaan in hierdie taak van jou. So hierdie besluit beïnvloed alles van jou lewe. En dan die moeilikste ding van ouerskap en van pa wees is, ek en jy moet 'n voorbeeld stel vir ons kinders en ons moet die regte voorbeeld stel. Ons kinders gaan nie by ons leer deur hulle ore nie. Ons kinders gaan by ons leer deur hulle oë. Ons kinders kyk na ons. Met ander woorde, jou kind gaan kyk, hoe getrou dien jy vir God? Hoe getrou gaan jy kerk toe? Dien jy in jou kerk? Hoe aktief is jy met jou eie Bybelstudie? Wanneer jy saam met ander manne is, waaroor gesels julle? Gesels julle elke keer oor wêreldse dinge of bespreek julle God? Soos wat ons in die Bybel sien wat hulle die manne van die dorp het in die dorpsplein gesit en oor hierdie dinge geredeneer. Redeneer jy en jou vriende oor die Bybel? Het julle opbouende gesprekke oor die Bybel? Dis dinge wat jou kind in jou gaan raak sien, en as jy getrou is in die kerk, sal jou kinders getrou wees. As jy getrou dien in jou kerk, dan sal jou kinders 10-1 getrou dien in jou kerk. As jy lief is vir jou kinders se ma, dan gaan jou kinders baie lief wees vir hulle ma. As jy 'n wetsgehoorsame burger is, dan gaan jou kinders 10-1 ook 'n wetsgehoorsame burger wees. En dan natuurlik die negatiewe, as jy mense die hele tyd beskinder en sleg sê en jy is skynheilig, dan gaan jou kinders 10-1 dieselfde doen. So hierdie is een van daai eindige gedeeltes. Hier kan 'n mens nie amen sê nie, want hierdie is die moeilikste gedeelte van ouer wees en dit is om 'n voorbeeld vir ons kinders te stel. Ek net daar vir ou Lenny weer inlaat. So as ons kyk na ons ouerskap, moet ons altyd onthou, ons het beperkte tyd met ons kinders. Ons het baie min tyd met ons kinders. As jy kyk na die groter prentjie van jou eie lewe en van jou kinders se lewe, ons het min tyd met ons kinders. En die van julle wat dalk al groter kinders het, dit is nooit te laat om hierdie Bybelse beginsels en hierdie dissiplines wat jy moet toepas, is nooit te laat om dit te begin toepas nie. So wat ons dan nou het is, ons het die vers Efesiërs 6 vers 4 wat in 2 dele gedeel is, moeds en moenies, en die dissiplines wat ons in ons lewens moet toepas is, moenie 'n kritiese pa wees nie, moenie 'n oorstreng pa wees nie, moenie die geïrriteerde pa wees nie, moenie die inconsistent pa wees nie, moenie die pa wees wat iemand voortrek nie, en die moeds is, jy moet sag en teer en jy moet jou kinders koester en jy moet lief wees vir hulle, jy moet dissipline toepas, jy moet die dissipline hê om dissipline toe te pas met jou kinders, en dan moet jy jou kinders instruksies gee. Jy moet tyd spandeer om jou kinders die woord van God te leer. En dan die belangrikste ene wat ons gesê het is, jy moet die voorbeeld stel, jy moet die godvreesende voorbeeld stel vir jou kinders, want anders gaan jou kinders dink, jy is net 'n skynheilige ouer, wat wil hê hulle moet sekere dinge doen, maar jy pas dit nie toe in jou eie lewe nie.